ook hierso by die Kerkstraatbom verrigtinge wat vandag hierso plaasvind hier in Pretoria, het ek vir Grandi Tennyson, dit is nou Grandi, jy is ook nou van die Vryheidsfront Plus hier in Pretoria by die Stadstraat. Kan jy net vir ons kykers sê min of meer wat jou funksie is? Ek is die caucusleier van die Vryheidsfront Plus in die raad en ek is die streeksleier in die groter Pretoria gebied van die Vryheidsfront Plus. Nee, ons wil ook vir die Vryheidsfront Plus sê, dankie dat julle hier is, dankie dat julle onthou, dat ons nie vergeet nie, maar saam met hierdie onthou kom 'n stuk verantwoordelikheid. Daarmee saam het ons nou ook gehoor die spreker sê dat ons moet gesels met mekaar, maar dat ons nie ek wil amper sê dat die skadu wees van die donker kant nie ons kom besoek en vir ons sê ons moet so wreedagtig word om weer daai ek wil amper sê wrede goede te doen sodat jy jou sin kan kry in die politieke veld nie. En daarmee wil ek eintlik sê dis maar wat politiek is. Is politiek nie juis om die beleid so te verander sodat ons kan eintlik in vreedsaam met mekaar kan saamleef nie, of verstaan ek dit verkeerd? Nee, beslis is dit so dat ons moet in dialoog bly om vir ons mense op te staan of tot op die einde. En ons het 'n plig teenoor hierdie mense wie hulle lewens hierso verloor het om voort te gaan, want hulle nageslagte leef ook in hierdie land en ons moet 'n plek kry waar hulle nageslagte en ons nageslagte in die son in hierdie land kan leef en dat ons kan voortbou en die land kan uitbou tot wat dit was en nog beter as wat dit was. Dis ons doel en daarom is dit so belangrik dat ons nie onsself isoleer en eenkant gaan staan, maar dat ons in die debat bly en dat ons bly praat namens ons mense. Ons is die stem van ons mense in 'n samelewing wat ons as minderheid baie keer minag, maar die wiel is besig om te draai en ons moet bly planne maak. Hoe kan ons die land vir ons almal 'n beter land maak? As ons nou so luister na Willie uitgepraat oor Psalm 91, was sy boodskap gewees, weet wat gaan die Allerhoogste wat ons beskerm en in kort kom dit neer op, weet ons sal nie bang wees nie. As ons kyk na die huidige verval en nou wil ek regtig waar sê verval, politieke verval in Suid-Afrika, hoe maak 'n mens dit reg deur byvoorbeeld Vryheidsfront Plus samewerking of kom ons noem dit op die politieke veld? Eerstens, dis hoekom ons in die politiek is om vir ons mense daar te kan opstaan. Ons is op hierdie stadium die party wat ook 'n waghond namens ons mense, waghondrol namens ons mense speel. Waar ons hierdie korrupsie en al hierdie dinge oopvlek en waar ons mense tot verantwoording bring. Ek kan vir jou sê, ons het selfs nou in die hof op die oomblik waar daar 6 metropolisie is wat aangekla is van afpersing, wat ons daai ding dryf al vir 4 jaar. Om seker te maak ons kry geregtigheid in hierdie land. Ons moet ook opstaan in die raadsale waar ons doen en daarom is dit so belangrik nou in hierdie komende verkiesing om seker te maak dat jy gaan stem. Want as jy nie gaan stem nie, gaan die meerderheid ons net verder onderdruk en ons het almal nodig wie kan stem om te gaan stem en stem vir 'n party wat jou waardes ook ag en wat jou waardes uitleef en promoveer. Dit help nie jy sê jy stem saam met die party en jy stem dan vir 'n ander party nie. Want die Vryheidsfront Plus is ook die party wat die gewete is binne in 'n koalisie wat waarskynlik en heel moontlik gaan tot stand kom in Pretoria. Ons was deel voordat Action SA omgekeer het en ons in die rug gesteek het. En ek dink ons het goeie werk gedoen. Ons het regtig positiewe bydrae gemaak. Daar was 'n verbetering in die stad se finansies, daar was 'n verbetering in dissipline. Ons is deur 'n 3,5 maande staking baie blootgestel en ons het vasgestaan. Ons was doelbewus en het gepoog om die stad aan die gang te hou en daar moet ek sê, daar het ek gesien hoe staan die gemeenskap saam. In daai tyd was ek die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid, die metropolisie was gekompromiteer, want baie van hulle was ook maar lede van die vakbond wat deelgeneem het aan die onwettige staking en dis nie wou optree nie. Binne 'n dag het ek 69 privaat sekuriteitsmaatskappye gekry wat ons gehelp het om hierdie stad deur daai 3,5 maande te dra, kosteloos, net met bloed en sweet.
Ons sê vir julle dankie dat julle hier ook opgedaag het, want ek dink dis 'n ander belangrike ding is ons moet opdaag. As ons nie opdaag nie, is dit toon ons eintlik goedkeuring met baie van hierdie aspekte. 'n Laaste woord van jou kant af? Ja, ek wil net sê baie dankie vir Wessel en die manne Willie wat hierdie goed gereël het. En elke jaar ons herinner dat hier was mense wat hulle lewens opgeoffer het en ons sê dankie aan elkeen van hulle. Ek sê dankie aan my kokes en baie van die mense wat jy hier gesien het is ook aspirant kandidaate in die komende verkiesing en hulle staan op vir jou en ek wil vir julle sê dankie dat julle die boodskap ook uitdra na buite. Dankie Grandi.